Die jaar 2000 het baie veranderinge gebring. Onder andere Sony stel die PlayStation 2 bekend. Vladimir Putin word verkies as die president van Rusland en Wikipedia gee die internet vlerke. Maar die jaar 2000 het ook kompetisie gebring vir die oggendkoerant met kyknes ontbytsake wat die land groet. En vir hulle 25ste verjaarsdag kry die span 'n nuwe stel as geskenk en word 'n spesiale episode opgeneem met baie spesiale gaste vir hulle 25ste jaar op die lug. Goeiemôre julle wonderlike mense en baie welkom hier so by Ontbytsake. Hier is die hoogtepunt van die week vir my. Die hoogtepunt van die jaar, want Ontbytsake is 25 jaar oud. Kan julle dit glo? Davie, wat sê mens? Baie geluk met 25 jaar van Ontbytsake. Jy lyk goed vir 25. Ek kan vir sê Ontbytsake lyk beter vir 25. Ek kan dit nie glo nie. 25 jaar, dit is so verskriklik vinnig verbygegaan. En as ek kyk hoe lyk die nuwe stel, elke keer so hierdie afgelope 25 jaar, elke keer word dit net beter en beter en groter en groter. Hoe kyk jy terug op jou tyd op Ontbytsake? Waaraan dink jy? Dit is seker moeilik om 'n spesifieke oomblik uit te lig. Weet jy, ek kan die eerste dag onthou wat ons Ontbytsake begin het. Ek kan die eerste dag onthou wat hulle my eintlik uitgevang het om die aanbieder te wees van Ontbytsake. Uitgevang. Hulle het my uitgevang. Die Johan Joubert destyds wat dit begin het. Hy het my eendag laat inkom en het 'n onderhoud met my gedoen konsis oor inflasie. En toe het ek nou moet vir hom vertel hoe werk inflasie. En toe ek nou klaar sê vir my hierdie was eintlik 'n audisie geweest, stel ek belang om Ontbytsake aan te bied. En dit is bykans 25 jaar terug. Hier is die kombuis, is 'n baie belangrike plek. Corlie maak hier vir ons kos en al die lekker dinge wat sy doen. Hier is die plek waar ons kuier, dis die kuierplek, die praatgat, kom ons moet nou maar so. En natuurlik Ontbytsake gaan oor sake en hier is waar die meeste sake tipe van goeders gaan gebeur. Ek weet as 'n mens nou so deur so 'n reis gaan op TV vir al so lank. Jy weet jy leer baie goeders en hierdie tipe medium en hierdie program leer jou ook. Wat is die belangrikste les wat Ontbytsake vir jou geleer? Laat ek vir jou sê, om 'n televisieprogram aan te bied is nie altyd maklik nie. Dit gaan jy weet. Daai eerste dag wanneer jy 'n televisieprogram moet aanbied, dit is goeters in jou maag en jou hart sit hier en die maag sit hier en jy weet, maar dan op 'n kol kom jy in die ritme van die dinge en dan kom jy agterkom dit is nie so moeilik om dit te doen nie. En ek dink die les wat ek geleer het, mense probeer om goeters te doen wat jy nie dink jy kan doen nie. En jy gaan verbaas wees oor wat jy alles kan regkry. Kyk, ek weet jy is al lank hier nie, maar hoe voel die senuwees? Nee wat? Niks. Nee wat, daar's niks senuwees. Niks. Opgewondenheid, maar nie senuwees nie. Louis, die man van die uur wat nou hier voor my staan, die man wat genoem word die ruggraat van Ontbytsake. Gesels met my oor geheim agter die sukses. Wat dink jy is dit? Ek dink wat Johan Joubert reg gekry het met die ontwikkeling van die konsep. Hy het dit reg gekry om vermaak te trou met die sakesektor. So ons bou nog steeds op daai wenresep. So kom ons vermaak mense. Maar kom ons fokus ook op besighede en kyk hoe kan ons daai besighede op hierdie platform weer blootstelling gee. Maar gesels my 'n bietjie oor dit wat ons kan verwag wat nou wel nuut is. 25 jaar, dis 'n nuwe stel en ek verstaan ook daar is 3 nuwe segmente waarna mense kan uitsien. So die groot ding met die kyker is ek wil die kyker beloon om 'n kyker van Ontbytsake te wees. So ons het byvoorbeeld ons het 'n sakewinkel wat ons begin, so as jy 'n Ontbytsake kyker is en jy registreer, gaan jy op sakewinkel gaan jy goed vind wat uit hierdie wêreld uit is. En hier is wat jy vandag aanlyn kan koop. Ons is ook besig om ons ondernemings wat adverteer op die besigheid 'n bietjie anders te posisioneer. So ons het byvoorbeeld 'n nuwe element wat ons bybring, so snelvuursake. Nou dit stel adverteerders in 'n posisie om baie vinnig reaksie te kry op 'n advertensie. Al hierdie goed word gebou om te kyk hoe kan ons die opbrengs van 'n besigheid op die program groter maak by wyse van die platform, maar die ander uitbreidings ook in terme van digitaal en reklame en weet 'n bietjie innoverend dink. So wat jy eintlik vir my sê is, skakel net in en kyk. Dis eintlik wat jy vir my sê. Die gewilde oggendprogram is aanvanklik Vertoonvenster genoem, maar is in 2003 herdoop na Ontbytsake. Oor die jare heen het dit nie net 'n gesogte platform vir ondernemings geword nie, maar ook 'n bymekaarkomplek vir bekendes om te gesels oor die nuutste nuus van vermaak tot sport en al die politiek tussenin. Ek kan nie glo dat hierdie show hoegenaamd op die lig uitgaan nie. Ek weet nie hoe kry hulle dit reg nie. Dit's chaos. Dit is absolute chaos. Maar ek dink dit is omdat die program soveel spontane aanbieders het. Maar dit is wonderlik om deel te wees van 'n masjien waarvan die ratte
regtig al rol vir 25 jaar. Ek's net bly, daai aan die begin van die tyd het ek so in die aarde ingesak as ek 'n fout maak. Nou leef ek dit daarmee met confidence. Daar's hierdie energie wat ek nog nooit by enige van die ander televisiestelle waarop ek was beleef het nie. So dit was vir my regtig soos 'n droom wat waarheid geword het. In die oggend sit dit te skop in jou ontbyt. Jy lê rustig daar en dan kom hierdie so 'n tsunami van koffie wat so oor jou kom. Wat onthou jy van daardie eerste dag van opname, daardie eerste paar weke, paar maande? Jy sê ons het basies begin. Ons het met 'n konsep begin, dis omtrent dit. Die uitvoerbaarheid was ons nog nie seker oor nie. Ons het op plastiekstoele gesit. Ons nog nie kantoortoerusting gehad nie. Ons het een rekenaar tussen ons gehad, maar kopvol, propvol idees. Ons was een van die eerste programme gewees. Kyk net het in November afgeskop en ons het daai April ons uitgesaai. Van daar af het ons agtergekom ons kan nie net sake doen nie. Ons moet ook bietjie vermaaklikheid inbring. En daarna het die kossegmente bygekom en ook gevolglik die weer en landbou en so het ons begin groei totdat ons 'n volwaardige oggendprogram, ontbytprogram begin word het. Dit is net ongelooflik om te sien na 25 jaar hoe ver ons gekom het. Toe ek uitloop, ek het net gehoop die program kan aangaan en hy kan bly op die lug bly, jy weet. En Louis het ek geweet sal nuwe dinge inbring, want ek en nou toe te oud begin word. Kon nie aan nuwe dinge dink nie. Toe hulle nou hierdie openingsding speel hierso, die program begin en ek sien al die ou stelle en al yes, ek weet dit was vir my so nice. Ek wou amper treintjie wegdink. Mag dan nog 25 jaar wees, gevul met heerlike boeretroos en koffie en fantastiese aanbieders. En lank nadat ons aanbieders weg is, mag ontbytsake nog sterk staan in die huise van Suid-Afrikaners. Ons gaan nog vir baie jare saam kook, saam kuier en lekker gesels. Na 25 jaar op die lug is Ontbytsake vandag soveel meer as net 'n ontbytprogram. Dit is 'n instelling, 'n ritueel om jou Saterdag mee af te skop, 'n onmisbare deel in die Afrikaanse kyker se lewe. Baie geluk met julle 25ste bestaanjaar en mag ons nog baie Saterdagoggende saam met julle spandeer. Dankie dat julle my genooi het. Heerlik. Lyk pragtig.